Groet jou vandag, is Rinus hier van Sion in Parys, oggend 122 van ons reeks deur die Nuwe Testament. En vanmôre praat ek met jou oor die wet van sonde. Ons is nog in Romeine, vanmôre Romeine 8 vers 2, die lewendgewende Gees is so magtig, dat hy jou deur Jesus Christus bevry het van die greep van die sonde wat uitloop op die dood. Die wet van die sonde en dood bestaan uit 3 kragte wat saamwerk. Satan, die vlees en die wêreld. Nou, in my eie energie, kan ek enige 2 aanpak, maar ek is verdoem deur die kombinasie van 3. As Satan en die wêreldstelsel lewend en gesond was, maar ek het nie 'n liggaam gehad nie, sou sonde geen aantrekkingskrag op my hê nie. As ek 'n liggaam het, en as ek in die wêreld is, maar daar geen Satan was nie, sou daar geen probleem wees nie, want Satan is die prins van hierdie wêreld, wat die wêreldstelsel aktiveer wat op my vlees speel. As ek 'n liggaam het, en Satan is teenwoordig, maar daar was geen wêreldstelsel nie, sou Satan nie toegang tot my kon hê nie, want hy sou geen manier hê om my te beïnvloed nie. Gaan na 'n lughawe, en jy sal vliegtuie op die aanloopbaan sien, wat nêrens heen gaan nie, want die wet van swaartekrag hou hulle op die grond. Maar sodra hulle eens aangeskakel word, neem die wet van aerodinamika oor. Swaartekrag is reeds van krag, en trek steeds aan die vlakke, maar daar is 'n hoër wet, 'n kragtiger wet aan die werk, wat hulle toelaat om die wet van swaartekrag te oorkom. Dit is wat Paulus sê. Is ons vry van hierdie wet van sonde en dood deur moontlikheidsdenke? Nee. Deur positiewe geestelike beeldvorming? Nee. Ons is vry deur die Gees van Jesus Christus. Hy leef in ons en stel ons in staat om hoog te vlieg en die wet van sonde en dood te oorkom. Ek bid vir jou dat jy in hierdie dag sal beleef hoe die Heilige Gees jou opnuut lei en help om vry te kom van hierdie wet van sonde wat ons elke dag probeer aftrek. Leef in oorwinning in Jesus Christus. Amen.